Goeiemôre. Ons kyk vanoggend na die karakter van Joshua en wel uit die boek Joshua hoofstuk 24. En die teksgedeelte is daar verse 1 tot 15. Ek wil graag vers 14 en 15 sommer net lees. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aan die ander kant die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien, die gode van julle voorvaders wat hulle gedien het aan die ander kant die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dikwels in ons lewe is daar tye waar ons tot stilstand kom en baie keer reflekteer of nadink sommer net oor die lewe. Dit gebeur baie keer in 'n krisistyd in jou lewe. Dit gebeur in oorgangsfases in jou lewe waar jy by 'n punt kom om te sê, maar as ek terugkyk, wat het ek met my lewe gemaak? Baie keer is dit dat ook in die terugkyk, jy dikwels ook kyk en sê, maar waar was God in my lewe sigbaar en hoe help dit my ook om te kyk na die pad wat vir my voorlê? Ons weet dat die Israeliete die beloofde land nou binne geneem het. En nou is dit dat Joshua die Israeliete weer bymekaar bring. En eintlik met hulle praat ook oor die pad wat vir hulle voorlê, maar wanneer hy praat oor die pad wat vir hulle voorlê, vat hy hulle ook terug na hulle verlede en reflekteer om te sê, maar hierdie storie wat hulle geskryf is eintlik God se storie met hulle. En ek dink die ongelooflike van hierdie verhaal is dat die Israeliete eintlik heeltyd ontdek dat God eintlik die heeltyd in hulle lewe betrokke was. Die woorde wat hier gebruik word is, ek het geneem, ek het gegee, ek het gestuur, ek het uitgebring. En hierdie woorde herinner vir hulle om te sê, dis nie maar net 'n pad wat julle per toeval gestap het nie, maar dit was God se pad met julle. En as hulle regtig eerlik terugkyk, dan sal hulle eintlik die erkenning moet gee dat dit hierdie God is wat vir hulle versorg het en vir hulle gehelp het en vir hulle gelei het. Die gedeelte val in 'n paar dele uit. In hoofstuk 1 tot 4 word ons herinner aan die feit dat dit God is ook wat hulle gekies het. Ons lees dat hy na liefde na Abraham toe uitgereik het, dat hy 'n verbond met Abraham gesluit het en dat Israel deel gehad het aan hierdie verbond wat God ook met hulle in stand hou. En deur my en jou geloof in Jesus Christus is dit dat ek en jy ook deel het aan die Here en deel het aan die verbond. En daarom lees ons ook in Johannes 15 vers 16, daar staan, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle gekies. Efesiërs 1 vers 4 staan, nog voor die wêreld geskep is, het God jou uitgekies om deel te wees van hierdie storie. So ek dink wat belangrik is ook vir ons in ons terugkyk, is dit dat ons in die eerste plek vir mekaar moet herinner om te sê, dat hierdie pad wat God met ons gestap het, is 'n pad van genade, dis 'n pad waar die Here vir ons in Christus gekies het, en waar hy vir ons deel gemaak het van sy verbond, en waar hy vir ons kom herinner om te sê dat hy is die verbondsgod wat getrou is, wat elke dag ook sy land oor ons lewe hou en vir ons versorg. En daarom van vers 5 tot 7 word ons herinner dat hy die Here is wat verlos. Hy het vir Israel uit Egipte verlos, soos dat hy ons verlos het van sonde, soos dat hy vir ons verlos van alles wat ons lewe kan bind, of van verslawendheid in ons lewe, en word ons herinner dat dit die Here is wat red, is die Here wat verlossing bring in ons lewe, dis die Here wat ingryp in ons lewe, dis die Here wat ook veranderinge bring in ons lewe. En daarom lees ons dan ook in vers 8 tot 10, dat dit hy is wat vir hulle gelei het, hy stap elke pad met hulle, elke tree met hulle, die hele pad wat hulle gestap het, was eintlik 'n pad waarin die Here getrou was en waar die Here elke dag vir hulle gesorg en vir hulle gelei het. Selfs in die tydperk van die woestyn
lees 'n mens die Here se trou en die Here se leiding ook op hulle lewenspad. En daarom sluit hy af in vers 11 tot 13 om te sê, hy is die Here wat voorsien het, hy is die Here wat versorg het. Dis hy wat vir hulle versorg het met kwartels en manna. Dis hy wat gesorg het dat in die woestyntyd hulle klere nie eens afgesluit was nie. En dat hulle elke dag eintlik herinner was aan die sorg en die leiding van die Here ook oor hulle lewe. Daarom sluit Joshua hierdie gedeelte af om te sê dat waar hulle nou in die beloofde land is, waar hulle nou blootgestel gaan word aan verskillende volke om hulle en die afgode wat hulle dien, is dit belangrik dat ons vandag ook 'n keuse moet maak. En daarom maak hy die keuse om te sê, ek en van my familie kies dan om die Here te dien. En ek en jy word vanoggend herinner om te vra, vir wie kies jy vandag ook in jou lewe? As jy terugkyk op jou lewenspad, ons is aan die einde van 'n seisoen gewees, 'n goeie oesjaar wat verby is dit maar net per toeval gewees, die wyse waarop elke dag in jou lewe voorsien was dit maar jy wat so goed was, of was dit die Here wat vir jou die vermoë gegee het, wat elke dag met jou gestap het, wat vir jou versorg het en gelei en gehelp het, en wat vir ons gered en wat vir ons voorsien in elke oomblik van ons lewe. As ek dit erken, dan is dit dat ons vanoggend dan die keuse maak om te sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Mag die Here verheerlik word in die keuses wat ons maak, en mag ons hom die erkenning gee vir die pad en die rol wat hy elke dag in ons lewe speel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir getroue en genade wat ons elke dag uit U hand ontvang, en ons gebed is, Here, seën vir ons en lei vir ons, tot eer en verheerliking van U naam. En dankie, Here, dat ons ook vanoggend kan sê, ons kies U, want Here, ons sien U hand elke oomblik oor ons lewe, en daarom kan ons nie anders as om te erken dat U die Here is oor ons lewe nie. Amen.